lees nommer 8. Die saligspreking sê Matteus 5 vers 10 tot 12. Gelukkig is die wat vervolging en beledigings verdra. So kom ons lees die vers. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En dit is interessant, julle sal sien, dit lyk asof daar 2 saligsprekings sien. So dit is, hy sê 2 keer salig, ek meen is die wat vervolg word, en dan sê salig as die mense julle beledig en vervolg en valslik kwaad in julle spreek. So dis 1 saligspreking, alhoewel hy in 2 gedeel word. So baie belangrik, net om te let. Hoeveel mense gaan deur die lewe, julle almal gaan deur die lewe, en dan word julle beledig en hulle spreek valslik allerhande kwaad. Julle het al beleef? Ja, ons almal het. Maar dit is interessant wat hy so sê, want ons sit onsself baie keer in hierdie kategorie, sommer maar net. Maar hoor wat sê, as julle vervolg word ter wille van geregtigheid. Want baie mense sê, ek word weer vervolg, of kyk hoe beledig hulle my en alles. Dan sê dit oor 'n ander saak, is dalk 'n ander dispuut, of 'n ding. Hierdie saligspreking sê nie, salig as jy is, as iemand jou vervolg, omdat jy nou hierdie pad afgestap het, of wat. Die ander span skryf. Of wat ook al. So, dis 'n baie spesifieke vervolging. Jy word vervolg, omdat jy staan vir geregtigheid. Omdat jy staan vir wat reg is voor God. Dis wanneer jy vervolg. Nie vir allerhande redes. Dit gaan oor, sodra jy jou verbind tot God se geregtigheid, om God se ding op sy manier te doen, en jy word dan vervolg, dan is jy gelukkig. Dan kom ons by hierdie saligspreking. En die tweede deel, as mense jou beledig, vervolg of valslik allerhande kwaad teen jou spreek, hoor mooi, om my ontwil. So dit gaan hoofsaaklik wanneer dit oor die Here Jesus gaan. As jy staan vir hom en hierdie goed gebeur. Jy gaan baie vervolging kry in jou lewe. Mense gaan baie kwaad in jou spreek oor allerhande goed. Maar hierdie saligspreking handel as jy 'n staansvat vir die Here Jesus. As jy sy dinge doen, as jy om sy ontwil opstaan en sê, weet wat, ek kan nie met julle assosieer nie, want die Here stem nie saam met julle. En jy word dan beledig of vervolg of allerhande goeders. Dan is hy waarvan hy praat. En dan praat hy, dan sal jou loon groot wees in die hemele. Alright, so kom ons kyk. Ons het reeds deur die eerste 7 saligsprekinge gewerk en gesien dat daar 'n volgorde van gesindhede is wat tot ware geluk lei. Dit bring ons by die laaste saligspreking wat die karakter van 'n koninkrykskind beskryf. En salig of gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Dit is verbasend om te sien dat 'n persoon wat volgens die beginsels van God se koninkryk leef,
beide 'n vredemaker en 'n persoon sal wees wat vervolging opwek. Onthou julle laasweek se lesing oor die vredemakers? Die fokuspunt was nooit gewees om vrede met die wêreld te hê. Die fokuspunt was gewees sodat jy vrede met God het en mense sal lei om ook vrede met God te maak. Alright. So dis daai vrede waarvan ek praat. So as jy dan nou die vrede bewerkstellig en jy wek vervolging op. Iemand wat so doen, word deur die wêreldse kant uitgekry as 'n kwaadstoker. Is iemand wat oproer maak. Want dis presies wat hulle vir Paulus gesê het. Ek meen, as hy die evangelie verkondig het, dan sê hy bring die stad in oproer. So, en die Bybel sê, dan hy sy vrede maak. Maar die fokuspunt is altyd die Here. En dis hoekom hy daai stukkie insit, terwille van geregtigheid en allerlei kwaad spreek om my ontwil. Terwille van geregtigheid en terwille van my ontwil. So dis waar die verskil in kom in die vervolging. So as jy nou 'n kwaadstoker gaan wees en jy kry vervolging, dan het dit niks te doen met die Here nie. As jy 'n moeilikheidmaker gaan wees of jy gaan treiter of tart iemand en die moeilikheid kom vir jou, dan kan jy nie sê, Here, dankie, ek gaan so groot loon in die hemel kry nie. Nee. Jou intensies was nie gewees geregtigheid. Jou intensies was nie gewees om die koninkryk te bring of die evangelie te verkondig. As jy nou moeilikheid maak as prins en jy kry dit, dan is dit on jou. Hierdie is as jy vir God staan. Alright. En ek meen Paulus is 'n goeie voorbeeld. Ons sien hierdie kontras ook in Jesus se lewe. En hoor bietjie hierso. Jesaja 9 vers 5. Daarso noem die Bybel hom. Hy is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Die Engels sê Prince of Peace. So dis die profesie wat uitgegaan het oor die Here Jesus. En daai profesie sê hy is die vrede vors. Dis bietjie meer kragtiger as net 'n vredemaker. Hy is die vors van vrede. Hy bring totale vrede. Maar as jy dan nou lees Matteus 10 vers 34, daarso sê die Here Jesus, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard. So dit klink 'n bietjie kontrasterend. En die ander ding is, as jy gaan kyk na sy gesprekke met die Fariseërs en die Joodse raad, hy het nie gekom en hulle probeer people please, en sê, julle is in die hoogste gesag hier oor die Jode, ons sluit vrede nie, hulle het hom gehaat. So, dan klink dit kontrasterend, dat hoe kan die Prince of Peace, die vrede vors, dan eintlik mense op hulle kag maak. Alright, so kom ons kyk. Het lyk dalk of daar weersprekend is, maar dit is egter nie so nie. Omdat Jesus met hierdie woorde bedoel, dat elkeen wat 'n lewe van geregtigheid uitleef, onvermydelik 'n wig sal inslaan wat skeiding maak tussen goed en kwaad. So jy moet weet, as jy 'n vredemaker is en jy staan dan vir geregtigheid, God se dinge op God se manier, dan slaan hy sê jy moet jy staan 'n wig. So dit maak skeiding tussen goed en kwaad. Dit kan nie 'n lou Christen wees nie. 'n Lou Christen is so,
met een voet in die wêreld en een voet by die Here. Jy weet, jy los nie die wêreld nie, maar jy los ook nie die Here nie, jy probeer net almal gelukkig hou. So 'n persoon blyk 'n vredemaker te wees. Want as jy kwaad vir die wêreld nie, as jy kwaad vir die Here nie, hulle vloei net so in die middel. Maar iemand wat staan vir geregtigheid, maak 'n skeiding tussen die wêreld se koninkryk en God se koninkryk. En daar kan nie vrede wees nie, want daar sal nooit vrede wees tussen sonde en geregtigheid. Dit kan. Twee kan nie meng, lig en duisternis kan nie meng. So, daarom sal jy nooit 'n vredemaker vir die wêreld wees, as jy staan vir ons geregtigheid. Jy gaan 'n karakter hê wat met liefde uitreik, want jou intensie is om die mens te kry om vrede te maak met God. Maar die Here het nooit gekom om vrede te sluit met die wêreldse stelsel nie. Met ander woorde, 'n stelsel van sonde. Eenvoudig net. Jy let op. Jy vra en jy vra. Alright. So 'n persoon sal 'n vredemaker wees vir elkeen wat die woord glo wat hy verkondig. Vir diegene wat nie die boodskap van die evangelie glo wat hy verkondig nie, sal hy 'n aanstoot wees en homself in die posisie stel om vervolg of bespot te word. So, onthou julle met die lesing van die doop en dan natuurlik in die uitstorting van die Heilige Gees. Toe Petrus met hulle praat, kom die hele volk aan hom toe en vra, kyk, wat is dit wat hier gebeur? En hy vertel hulle, dis die uitstorting van die Heilige Gees, en dan gee hy die hele speech. En dan was daar 'n gedeelte mense wat gelag het. En gesê, ja, dit is vol soetwyn. Hou julle dit? So daar gaan altyd 'n komponent wees wat gaan spot, wat dit nie wil vat. Maar daar is 'n komponent gewees wat diep in die hart getref en het gevra, wat moet ons doen, broeder? So, die wat jou gaan spot, dis diegene wat jou gaan vervolg. Want wat het die fariseërs en die skrifgeleerdes, die owerstes en die raad gedoen teenoor die Here Jesus? Hulle het hom vervolg tot die dood. Nou, okay, wat het hulle gedoen met al die apostels en die disippels van hulle? Almal is vermoor. Ja, presies dit. Nou vra, as jy opstaan vir geregtigheid, vir God se geregtigheid, wat dink jy wat gaan hulle met jou? Gaan jy met arm op arms omhels? Nee. Hulle gaan definitief. Jy gaan ook vervolg. Jy gaan ook verdruk. Want die wêreld kan jou nie aanvaar. Die wêreld se stelsel. Ek praat nie van mense nie, want onthou net die duiwel gebruik mense. En so jou uitkyk is altyd om siele by die Here uit te kry. Dis die vrede wat jy wil maak. Maar as daai siel dit gaan reject, gaan hy nie jou vervolg. Of jou bespot. Of al. Alright. So dieselfde woorde en dade van Jesus het aan een groep mense verlossing en versoening met God gebring, terwyl dit 'n aanstoot vir die ander groep was. En hulle hom daarvoor vervolg het. Vir die een groep het hy vrede gebring, maar vir die ander groep was hy 'n struikeling. Kort nadat Jesus met sy openbare bediening begin het, het hy hierdie lering in Matteus 5, 6 en 7 gegee. Ons is nou nog besig met Matteus 5, so ons gaan nou van hierdie gaan oorgaan na 6 en 7. Hy doen dit reg aan die begin van sy bediening, omdat hy hiermee wou wys hoe die lewe en karakter van 'n ware disipel
moet lyk. En baie interessant, die bergpredikasie is Jesus se eerste openbare boodskap. Hy preek. Maar wat vir my baie kwaad is, hy preek vir hulle hierdie hele goed, al 8 beginsels alles, preek hy vir hulle, sê, dis hoe jy lyk. Daarna wys hy vir die mensdom, hoe leef jy? So hy het nie daar geleef, hy het gesê, ok, eintlik moet jy so lyk, jy moet dit doen. Hy sê, weet jy wat, dis hoe jy moet lyk, kom op wys jy, en hy leef dit vir. En dis nogal radikaal as jy aan dink. Want daar is 'n gesegde mos in die Afrikaans wat sê, moenie maak soos ek maak, nie maak soos ek sê. Ja. Dit pas of iemand dit noodwendig gesê. So, die Here Jesus doen nie dit. Want wat daai gesegde sê, ek doen nie reg nie, maar jy moet reg. En ek het gesê, dis amper soos die Fariseërs gedoen. Die Jesus kom en hy sê, weet jy wat? Maak soos ek maak, maak soos ek sê. Dis 'n radikale begrip. So ek is die voorbeeld en ek gaan vir julle wys hoe om te lyk daarvoor. Sê vir julle, dan wys dit. Met sy toetrede tot sy bediening, leer hy sy disippels hoe 'n koninkrykskarakter moet lyk, sodat hulle hom kon dophou om die vervulling daarvan te sien. Hy wou gehad het dat elkeen wat besluit om hom te volg, nie onkundig sou wees met betrekking tot sy voorskrifte vir 'n koninkryksleefwyse nie. Hierdie 8ste saligspreking sê dat elke mens wat begin leef soos God wil hê hy moet leef, verseker die pyn en lyding van vervolging of belediging sal deurmaak. Vir die gelowiges sal hulle vredemakers wees, maar vir die ongelowiges sal hulle geestelike moeilikheidmakers wees, omdat die waarheid in hulle die duisternis van sonde sal konfronteer. In 1 Petrus 5 vers 10 staan, en mag die God van alle genade wat ons geroep het in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. So, hy praat daar van 'n kort tyd gelei. En ek meen as jy vat, baie van hierdie ouens, vandat hy begin bedien het, vat vir Petrus, vat vir Paulus, hoeveel vervolgings het hulle deurgegaan? Dit is grond. Paulus praat van hy is gegeesel, weet nie eens hoeveel keer het hom gegeesel, geslaan, gestenig, honger, dors, met skipbreek gelei, al die goedjies. En hy praat eintlik, dit is eintlik 'n kort tydjie se lyding. Paulus sê dit eintlik baie mooi, ek kan nou net nie daai presiese woorde in my kop kry nie. Hy praat van 'n ligte verdrukking. Hy praat van 'n ligte verdrukking. Nou, as hy praat van 'n ligte verdrukking, is Paulus. En jy kyk alles wat hy deurgemaak het, en op 'n ander gedeelte, dan noem hy al die goed so. Dink op 'n kop praat hy van hy 3 dae op die oop see deurgebraak. Ja, dat was goed. Nou, wil ek by julle hoor, wie van julle het al 'n ligte verdrukking gehad? Volgens wat hy dit is. Ek dink in daai geval het ons nog eers amper gedink aan 'n verdrukking. Hoeveel van ons is al geslaan omdat ons die evangelie verkondig? Miskien dalk bespot, maar ek dink nie ons is al geslaan nie, of gestenig nie. Ek meen, maar vir hierdie ouens, dit wat hulle kry in ewigheid, is soveel groter, dat die kort tydjie wat jy leef, met daai verdrukking, is eintlik vir hulle niks sê, as jy dit gaan sit, langs die ewigheid. Want, hoe lyk die ewigheidstyd? Hoe lang is dit?
Forever and Partykeer sê hulle ons skool voel vir ewig, of die swart vir ewig. forever and ever. Hoe lank is vir ewig? No, it's infinite. Jou brein kan dit nie begryp. Jou brein kan nie as 'n merkie op 'n tydslyn maak. So as jy dit op en jou fokus is op dit wat die Here vir jou stoor, dan maak geen verdrukking. En ek meen, ek weet ek is ook 'n mens. As jy deur 'n verdrukking kom of deur 'n ernstige gevolg, dan voel dit op die wêreld so. Want ek meen jy sien nie uitkom kans nie. Dis nag rondom jou. Die houe val van alle kante af. Geestelike houe. Maar tog, as jy daar deurkom, dan sê jy was nie so erg. Dis maar kort tydjie en was nie lekker nie. Geen verdrukking is lekker nie. Maar jy is daar deur. En jy weet nie eintlik hoe kom jy daar oor nie. So die fokuspunt hier sal wees, wanneer ons deur so tydperk gaan, meer dit, meer daai oomblik, aan daai ewigheidstydperk. En dit gee net vir 'n bietjie ander perspektief. Right. 'n Persoon wat die deugde van 'n koninkrykskarakter uitleef, sal onaanvaarbaar wees in hierdie goddelose wêreld. Jy sal woorde hoor soos jy is te heilig. En my comeback is altyd, jy kan nie te heilig wees nie. Loop in die Bybel met Adam. Alwaar so hierdie wêreld kan nie 'n mens hanteer wat sy geestelike armoede bely nie, omdat die wêreld in hoogmoed en selfverhoging funksioneer. Hierdie wêreld kan nie iemand hanteer wat oor sy sonde weet nie, omdat hierdie wêreld sy sonde wil ignoreer en voorgee dat alles reg is. Of blame shifting, wat is dit? Blame shifting in Afrikaans. Die blame van alles. Ja. So, niemand Iemand anders die skuld. het hierdie wêreld kan nie sagmoedigheid verdra nie, omdat die mens sy eie wil en trots bevorder. Sagmoedigheid is om jou wil onder God se beheer te sit, of om God se dinge op sy manier te doen. Hierdie wêreld hou nie van mense wat sê dat hulle niks is nie, maar tog op soek is na iets wat hulle nie met hulle goeie werke kan verdien nie. Hierdie wêreld verstaan niks van genade nie. As 'n spreekwoord wat sê dis 'n hond eet hond wêreld. So dit is wat hulle vir jou leer in die besigheidsgoeders, dis hoe jy opper. So hulle kan nie sien dat jy genade gee. Trap jy dit. Want as jy genade gee, gaan jy vertrap word. So die wêreld sê trap en trap, want dis hoe jy doop kom. Die Here sê nee, gee genade, want dis hoe jy doop kom. Alright. Hierdie wêreld het geen begeerte na 'n rein of 'n heilige hart nie. Hierdie wêreld weet niks van ware vrede af nie. Omdat daar geen waarheid in hulle is nie. En baie interessant, omdat hierdie wêreld nie weet hoe lyk ware vrede nie. Wat gaan die anti-kris aan die eindtyd sê verkondig? Vrede, vrede. Want wat? Almal wil vrede hê. Ek dink net aan hierdie oorlog nou. As dit so chaos is, en ek dink ons kan dit nie regtig assosieer nie. Want ek meen, hier is die bomme wat rondom ons val. Maar dink dan maar net van daai mense wat dalk nie in die politiek betrokke is. Hy is maar net 'n doodgewone ou en hy gaan werk toe en hy het 'n vrou en kinders, of dis 'n vrou met kinders en 'n man. En hier word jou huis opgeblaas of jou kar opgeblaas. En dit is chaos, jou lewe is elke oomblik 'n gevaar. Ek meen, iemand sê vir jou vrede, dit sal fantastiese nuus wees. Want jy weet nie of jy môre dood is of jou vrou of jou kinders of wie nie. So as die anti-kris kom en hy vertel vrede in so 'n wêreld,
dan gaan dit lei na die ware vrede. Maar ons weet, die Here het ons gesê, moenie dit vertrou nie, want dit is 'n valse vrede. Daar is net een ware vrede, en dit is om vrede met God te hê. As ons volgens die voorskrifte van 'n koninkrykskarakter begin leef, sal dit teenstrydig wees met die stelsels en verwagtinge van hierdie wêreldse koninkryk, omdat God se koninkryk nie in dieselfde beginsels funksioneer as die koninkryk van Satan. Ware Christendom sal konflik teweegbring, omdat dit sonde konfronteer, aanleiding gee tot skuldgevoelens, dit van geregtigheid oortuig, dit die verkeerde weerstaan. So, as jy met iemand in die evangelie deel, jy hoef niks te sê van wat hy verkeerd doen, of wat, dan sal jy baie keer vinnig hoor, veral as die persoon nie die Here aanneem, die judgment, jy het daai woordjie gehoor, dit is, die laaste ruk is dit soos 'n algemene term wat hulle gooi, moet my nie judge, hou op om my te judge, maar, hulle verstaan nie, jy hoef hulle persoon glad nie te judge nie, as jy net met die Here kom, dit is die Gees binne in jou, wat oortuig van sonde en oordeel. So daai persoon gaan gejudge voel, nie deur jou woorde nie, want as jy hulle gaan judge, gaan jy oordeel oor hulle spreek met jou mond. Maar as jy net uitreik met God se liefde, die kans dat hulle gaan voel of sê jy judge hulle, gaan baie prominent wees as hulle nie Christus wil aanvaar nie, of as hulle nie van hulle sonde wil ontslae raak. Want sonde konfronteer. Jy mag nie steel nie. Julle ken die 10 gebooie, vat my dit. So as jy net dit lees, jy mag nie steel nie, en daar's 'n persoon wat steel, dan sal jy van twee goed. Of jy judge my, of ek is jammer, ek gaan dit nie meer doen nie. So dis wat geregtigheid doen. Aanleiding gee tot skuldgevoelens. Natuurlik, maar dieselfde ding. Kom ons sê, wat is dit? Kom ons gebruik daai voorbeeld. Die seentjie wat met die beste nuutste penne by die skool kom. Waar kry jy dit? Nee, my ma gee dit vir my. Sy kry dit by die werk. Sy werk nie by skryfbehoefte rondom. Die werk op skryfbehoeftes vir die werk. Maar mamma vat een en sy gee dit vir Boetie, want sy wil nie gaan koop nie. Nou as jy sê jy mag nie steel, sonder om vingers te wys, jy weet niks van haar. Nou as daai persoon dit hoor, en dan dink hulle, jy wat, baas het nou die dag 10 penne gekoop, en ek vraag hy nog opragtig, waar gaan die penne heen? Nou weer koop. Dan wek dit 'n skuldgevoel. Want dit is wat die evangelie doen. En as jy kind van God is, dan gaan dit ook gebeur. Die enigste verskil is, jy hanteer dit verskillend. So wanneer die woord uitgaan, en jy word getrigger met 'n skuldgevoel, dan sê dit, en ons het dit nou al geleer, in die saal afspreek, wat gaan? Rede oor die toestand. Jy gaan dit bely. Want as jy bely, God is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. So as jy sit vandag met 'n skuldgevoel, whatever dit is, dan moet jy begin notas maak, want 'n mens moet nie deur die lewe gaan met skuldgevoelens. En as jy iets verkeerd gedoen het, al is dit 10 jaar terug, die duiwel herinner jou, en jy dit nog nie bely, dan bely dit. Kry daai goeders uit jou lewe uit, want dit gaan vir jou klaarmaak. En 'n kind van God het nie nodig om te leef met skuldgevoelens nie. Almal maak foute. Wanneer dit jou gaan klaarmaak is, as jy dit nie bely nie, of as
as jy dit bely het, en die duiwel kom herinner jou daaraan, en dan voel jy weer skuldig. Maar dan moet jy vir hom sê, luister hier, dis dan, ek is vergewe. Ek vat nie daai pakkie terug. Ja, ek het 'n fout gemaak. Maar ek gaan hom nie weer vat. Ek het hom afgehaal. Hy's daar. So, moenie leef met skuldgevoelens. Maar 'n lewe van geregtigheid gaan jou konfronteer met hierdie goed, soos wat hy die wêreld gaan konfronteer. Maar omdat jy jou lewe vir Christus gegee het, moet jy anders funksioneer daarop. Dit van geregtigheid oortuig. En ek meen, dis eintlik 'n kwaai een. Ek kan dit nou maar noem. Maar net hulle was by wagpos en meneer en my vrou, juffrou wagpos wat maak. En blykbaar speel daar 'n goddelose lied. En wat gebeur? Toe dit speel, dadelik is sy in haar hart getref. Dat wie wat hierdie is nie reg, hierdie is nie geregtigheid. So sy het opgestaan en geloof. Want dit is wat die woord doen. Dit oortuig jou van geregtigheid. Dit oortuig jou wanneer is hierdie reg volgens God en wanneer is dit nie reg. So dit is wat die woord doen. Dit die verkeerde weerstaan. So en hierdie is nog 'n ding wat ek julle nou net wil doen. Hierdie laaste ene word baie maklik gebruik met afpersing. Waar die duiwel iemand gebruik om jou te probeer afpers om dalk verkeerd te doen of om verkeerd op te tree. So jy leef 'n lewe van geregtigheid. Nou kom daar 'n verkeerde ding. Jy weet is verkeerd. En in alle normale omstandighede sal jy dit eers 2 keer dink jy sal dit nie doen. Maar nou sê daai persoon hier wat man, is van mama, kyk net aan die kant toe. As jy aan die kant toe kyk nie, dag jy werk voor. So, dit is hoe die laaste werk. Wie wat, is nie regtig verkeerd nie, ons buig net die reëls so goed. Maar sodra jy weet die binne is verkeerd, moenie vrees vir dit nie. Moenie vrees vir afpersing. Die duiwel gaan vir jou afpers en sê jy gaan jou werk verloor, jy gaan dit verloor, of jy gaan geld verloor, of jy gaan jou kar verloor, of jy gaan wat ook, jy gaan iets verloor, of hulle gaan iets aan jou doen. Moenie val vir dit. Alright. Enige Christen wat volgens die gesindhede van die eerste 7 saligsprekende funksioneer, sal op die punt in sy lewe kom waar hy vervolging op een of ander manier van die volgende maniere sal beleef. Want as jy dit doen, kom ons sê die afpersing kom, en daai persoon is dalk in die mag om dit, jy sê nie wat jy doen dit, en outomaties val jy in die kategorie van vervolging, want jy het gestaan van geregtigheid. En sodra jy dit doen, dan staan jy saam met jou. En dan sal jy gelukkig wees. Gebeur het, gebeur het nie, maak saak hoe dit die uiteinde leef. Maar ten minste stap jy daar uit, of stap jy in, op waar kan jy heen gaan, met die Here. Alright, so, as jy die seelgoeders, gaan jy dit beleef. Kom ons kyk na die verskillende goeders. Punt nommer 1, hy sal fisies vervolg word. Verse 10 sê, salig is die wat vervolg word, terwille van die geregtigheid. In vers 11, herhaal Jesus, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg. Let op, vers 10 praat van algemene vervolging. Salig is die mens wat vervolg word. Maar in vers 11 dui dit op 'n persoon, salig is julle, wat dit verpersoonlik. Op die oog af lyk dit of daar 2 saligsprekende in vers 10 en 11 is. Maar vers 11 en vers 12
is 'n uitbreiding van vers 10. Ons kan dit met sekerheid sê, omdat daar 'n belofte by elke saligsprekende is. Vers 10 en 12 het net een belofte, wat aan hulle behoort die koninkryk van God. Die feit dat Jesus 2 keer sê, salig is hulle, laat dit lyk asof Jesus die persoon wat tot hier in die Christus karakter gegroei het, seën met 'n dubbele seën. Hy spreek hulle 2 keer salig, omdat hulle die vervolging verdra ter wille van hom. Vers 11 sê, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Let op, die saliges of die gelukkiges in vers 10 en 11 is dieselfde groep wat as salig geprys word in vers 3 tot 9. Die mense wat in karakter deur vers 3 tot 9 gegroei het, is diegene wat vers 10 en 11 vervolg sal word. Die feit dat daar min vervolging in ons Christene se persoonlike lewe is omdat ons nog nie in volle die standaarde van die eerste 7 koninkryksgesindhede bereik het nie. Die mate waarmee ons die eerste 7 karaktereienskappe begin uitleef, bepaal die mate waarmee die wêreld ons sal vervolg. So, interessante feite, ons het 'n mondvol gelees. Hy sê daar, as jy by vervolging kom, dan spreek hy hulle 2 keer salig uit. Wat sê 2 keer gelukkig. So as jy werklik vervolg word, as gevolg van die evangelie en God se geregtigheid, dan sê die Here, hier wat beteken jy die eerste seël in die knie. En dan die ander vergelyking wat hy tref is die mate. So as jy bietjie vervolging het, dan beteken dit jy kry die goed nog net bietjie onder die knie. Maar as jy nou vat nou maar iemand soos 'n Paulus, wat onverskrokke vir die evangelie was, wat dorp deur gereis het, en daar waar hy gekom het, het hy nie gestroom. Hy het nie net gebly nie. En hy het opgestaan en hy het aan die brand gewees vir die Here. En kyk wat sy vervolging het neergegaan. En ek meen ons praat nou net so, met al die skool aangeleenthede en al die goeders. Hoeveel van ons staan op as ons iets verkeerd sien? Ons staan op en ons gaan weg. Ons wil nie meer dit assosieer nie, van alles in 'n verkeerde goed is. Maar hoeveel van ons staan op? Ons gaan sê, hey, wil jy doen verkeerd? Dis volgens God se woord. Ek dink nie een. Ek het nog nie uit iemand gesien. Ek het dit nog nie. Daar die saal vol mense. Staan op en ons loop uit. Maar nie van ons staan op en loop verhoog toe en sê vir ou mense, luister hierso. Dit wat hier gebeur is van God af. Wie van ons moet dit? Dan vra ons, hoekom sien ons nie die krag van die Here werk, soos in die vroeë kerk? Dis hoekom Paulus, wat vir die 3de verdieping afval, en sê hy, staan op, die dag gepreek, die word heel dag. En ek meen, hy gaan nie na hospitaal toe nie. Hy werk hom op, en hy preek verder. Want daar is 'n ander intensiteit by daai mense, en as ons regtig dit wil hê, sal ons moet gaan op daai intensiteit. Right? So binnekort staan ons allemaal op, nee. Preek sonder vir hulle net af. Geef vir my die mic. Alright. 2 Timoteus 3 vers 12 sê Paulus, en almal wat ook godvrugtig wil lewe
in Christus Jesus sal vervolg word. So as jy vrugte wil dra van geregtigheid, godsvrugtig, dan sal jy vervolg word. Vervolging is die bewys dat ons lewe soos Christus se lewe lyk. Ons sal vervolg word omdat ons lewe in direkte opposisie met Satan se koninkryk staan. Filippense 28:29 sê dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van 'n redding, en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Vervolging is die waarborg vir egtheid van ons redding. In teestelling beteken dit, as ons nog nie vervolg word nie, ons nog kompromieer met die sisteme en koninkryk van hierdie wêreld. Ons praat dit daar, ons wil graag nog populêr wees, beroemd wees, ons wil graag nog deur almal aanvaar word, solank as wat ons goedkeuring gee aan 'n stelsel van hierdie wêreld, solank as wat ons nog wil inpas tussen almal, solank as wat ons die wêreld se morele waardes aanvaar, is ons veilig. Maar die oomblik wanneer ons te teestaan, sal mense teen ons opstaan. So die vraag is, wat is daar waarmee jy nog kompromieer? So wat, soos die Engelsman sê, wat is daar wat jy nog laat slaan? Of wanneer gaan jy staans vat vir geregtigheid? Wanneer gaan jy opstaan? Ons. Sê jy, maar dit geld vir my ook. Ons kan alles doen. Ons mag net nie vir mense sê hulle is sondaars nie. Ons mag hulle net nie sê dat hulle vir ewig dood, dat hulle vir die ewige dood bestem is nie. En ons mag hulle net nie sê dat daar een God is wat kan red nie. Soos ek julle nou gesê het, want as jy daai goeie sê, dan sê hulle dan judge jy. Maar ek sê nie, jy moet hulle judge nie. Ek sê net, bring hulle die evangelie. En dan leef jy volgens die evangelie. Maar hoe kan jy nie vir hulle sê, dat ek jou goed is vir community, maar daar is net een. Ja, maar dit is wat hy is 'n retoriese vraag. Hy sê ja, as jy aanvaar word, so hy vorige deel, jy wil aanvaar word, jy wil inpas alles, so jy kan nie vir die mense sê hulle is sondaars. Maar jy kan al die ander goed vir hulle sê, maar glo maar wat jy wil, so. Maar sodra jy sê, weet jy wat, bekeer jy van jou sonde, jy is 'n sondaar, jy doen sonde, kom na die Here, dan gaan jy vervolg word. Maar as jy dit nie sê, en jy dink net, hulle gaan deur jou goeie lewetjie gaan hulle nou gered word, dan gaan jy vervolg word. Maar sodra jy vir hulle sê, is dit nie nieuws nie reg nie. Die Here is nie happy met dit. Maar moet jy weet, hulle gaan dit nie like nie. So, vervolging is 'n keuse. As ons kies om 'n koninkrykskarakter aan te neem, is vervolging onvermydelik. In Lukas 9:26, want elkeen wat ons skaam vir my en my woorde, hier is 'n verskriklike kwaai vers, vir hom sal die seun van die mens ons skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid. Nou vir die kerk van Christus, vir elke kind van God, so vir ons wat hier sit, dis vir ons, dis nie vir die wêreld nie. En dis 'n konfrontasie vir ons. Want hy sê, as jy jou skaam vir sy woord,
dan gaan hy hom skaam vir jou. So, jy wil nie hê die Here moet kom en ons skaam vir. Maar ons is so baie maklik skaam om op te staan vir die Here, wat eintlik sê ons is skaam vir hom. Ons is skaam om vir mense te sê, luister, ek die Here Jesus Christus het my gered. Ek is uitverkoop aan. Hoeveel van ons doen dit sonder om skaam te wees? Dus ek sê, dit is maklik om dit te doen in die kerk. Maar doen ons dit as daar jakkels daar uitslaan en hy vloek en hy skree en hy is gesyp of iemand tree ongoddelik op. So eintlik moet ons net nie skaam. Eintlik moet daar boldness wees dat ons net dit kan sê. Dat wat jy altyd doen. Niks nie. Sê dit net. Alright, ons gaan dit bietjie probeer. Die vroeë kerk het hierdie prys betaal. Waarom is ons nie bereid om dit te doen nie? In die dae van Nero, keiser Nero dink ek. Dit is, ek dink as hy is die wreedste koning Nero wat ook al, die wreedste ou wat al geleef het. So hy die Christene en die leeu's losgelaat in dieselfde arena. Sy aandpartytjies het hy verlig met fakkels van Christen mense wat sy liggame met pik bestryk is en dan aan die brand gesteek is om vir hom as straatligte te dien. Ja? Die Christene is toegewerk in afgeslagte dierevelle en het sy wreedste jaghonde op hulle losgelaat. Baie ander is gemartel deur hulle vel stukkie vir stukkie af te skraap. Ander Christene het hy doodgemaak deur rooi warm brons stawe aan hulle geslagsdele vas te maak. Dit laat ons wonder hoe ver ons al gevorder het in die karakter van Jesus. Want as jy dit lees, wil ek vir jou vra, hoekom dink jy daai mense dit doen? Hulle het gestaan, hulle het hulle nie geskaap vir die Here. Dink net as ons nou in so 'n tyd ons leef. As jy jou toewerk in 'n dier se vel en sê vir jou, daar gaan jy. Nou stuur hulle jou om jou te verskeel. Dis wreed. Of ek weet ons sing daai liedjie in die kinderkerk, ons het altyd gesing. Wat is dit? Laat jou liggie skyn vir Jesus soos 'n helder gans. Skitter soos die sterre. En ek kom by jou sê, jy wil jou liggie laat skyn. Kom ons 'n bietjie teer oor jou, dan brand ons jou. Skyn jou liggie. Gaan jy staan? Laat ek so staan, gaan ons staan. Of gaan ons sê, nee, wil nie die liggie laat skyn. Ek sê, sorry, ek skaam. Daniel se vriende. Daniel self. Sorry koning, ek gaan nie vir jou buig. So dit is fisiese vervolging. Ons kyk na nommer 2. Nou ja, die meeste mense wil die fisiese vervolging skiep. Want dit is bad, dit is breed. Maar, soos ek julle nou sê, as dit kom, gaan ons staan, ons nie staan. As dit nie kom nie, of dit is nie so breed nie, gaan jy nog steeds staan. Tweede ene, jy sal met woorde vervolg word. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig. Mense sal jou nie net fisies wil doodmaak nie, maar hulle sal jou met hulle woorde wil verdelg. Beledig is to be mocked, to make fun of, to throw something into one's face. Toe hulle Jesus gevange geneem het, het hulle hom gespot, op hom gespoeg en met stokke in die gesig geslaan.
as ons enige vorm van vervolging of belediging verdraai, is ons redding weg. So, dis met woorde. Mense sal valslik allerhande kwaad teen ons spreek. Alright, hierdie is ook 'n algemene ding. Dit beteken dat hulle jou woorde sal verdraai, jou motiewe bevraagteken. Wanneer jy die waarheid praat, sal hulle jou tot leenaar wil maak. Maar Jesus sê, gelukkig is julle wanneer dit alles met julle gebeur, want dan julle oor die koninkryk van die hemele. Ja, baie keer hierdie ding gebeur algemeen, waar mense sê, ja, maar jy het dit gesê. Jy sê, maar ek het dit nie gesê. Jy sê, ja, maar jy, dan draai almal teen jou, en dan maak jy jou tot leenaar. Dit is 'n algemene vervolging. Ons mag dalk vir onsself afvra, wie sal dit alles kan weerstaan? Die antwoord is, Jesus het, en baie ander disippels het dit deurgemaak terwille van hom. Die lewensgeskiedenis van Stan Dale vertel hoe hy sendingwerk in Indonesië onder die Yali stam gedoen het. Dis 'n stam wat so diep in afgodsdiens betrokke was, dat hulle enige persoon doodgemaak het, wat oor een van die lappies aarde loop, wat hulle vir hulle afgode uitgesonder het. Selfs kinders wat daaroor geloop het, is in stroomversnellings bokant een van die watervalle gegooi om te drink. Hierdie afgodsbeleid was so skrikwekkend, dat niemand van hierdie volk dit ooit gewaag het om iets daarteen te sê. Tot op 'n dag dat Stan Dale sy opwagting gemaak het. Sy biografie vertel hoe hy hulle teëgestaan het met die evangelie van Jesus Christus en hoe hulle hom wou doodmaak. Op 'n dag, toe hy weer sy hande na God opsteek, het een van hulle priesters 'n pyl reg onder sy regterarm ingeskiet. En ooggetuies vertel hoe hy die pyl uitgetrek het, dit gebreek het en voor hom op die grond gegooi het. Toe volg die tweede pyl en so het hy sonder om te val tussen 50 en 60 pyle elkeen uitgetrek en dit gebreek, totdat 'n vrees hierdie barbare aangegryp het. Toe Stan se vertroueling sien wat gebeur het, was hy so aangeraak deur die geloof van hierdie man, dat hy ook na vore getree het, en toe die eerste pyl hom tref, het hy Stan se voorbeeld nagevolg. So het albei van hulle gesterf, nadat hulle letterlik soos 'n fontein van bloed gelyk het. En na etlike jare het Stan se 5de seun besluit om terug te keer na die Yali stam, nadat hy sy pa se biografie gelees het. Die geskiedenis leer dat hierdie volk toe onder sy bediening tot bekering gekom het. Salig is die wat vervolg word terwille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Met hierdie woorde sê Jesus, wanneer ons tot op hierdie punt in ons lewe gekom het, sal 'n ongekende blydskap en vreugde oor ons heers, omdat God aan elkeen wat dit sal verdra, 'n ewige beloning sal gee. So ja, vervolging, beproewing, bespotting, omdat jy staan vir geregtigheid, vir God se waarheid,